Hey, welkom by SA Gemeente, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis so goed om jou vandag hierso te hê. Of jy nou vir die eerste keer inloer of al lank deel is van ons familie, jy is op die regte plek. As jy nuut is, ons wil jou graag leer ken. Stuur vir ons 'n vinnige e-pos en ons help jou om in te skakel by alles wat aangaan, van gesinsbyeenkomste tot kampusse reg oor die Verenigde Koninkryk. Daar's regtig iets vir jou en jou mense, maak nie saak waar jy bly of wie jy is nie. As jy SA Gemeente as jou geestelike tuiste sien, oorweeg dit om finansiëel saam te bou aan hierdie beweging. Dis maklik. Besoek net die webwerf hierso onder aan jou skerm en gaan na dankoffer. Jou bydrae help ons om lewens te raak, gemeenskap te bou en mense reg oor die wêreld te inspireer om Jesus te volg. Aan almal wat reeds saamgee, baie dankie. Jy's deel van iets groter, 'n netwerk van hoop, geloof en lewe. En nou, maak jou hart oop, want hier kom vandag se boodskap. SA Gemeente, welkom by ons reeks The Power of 5, waar ons nou al 5 solas kyk. Vandag, Sola Deo Gloria. Jy het dit al gesien, daardie oomblik wanneer die lig van die son oor 'n rivier dans, daardie asemlose stil word wanneer iemand iets mooi sê, en jy weet net, hier is iets groters aan die werk. Dis heerlikheid, maar iewers het ons die woord verloor. Ons het heerlikheid begin koppel aan verhoogligte, applous en prestasie. Ons het gesê aan God al die eer, maar dan stilletjies seker gemaak ons eie naam verskyn in die krediete. En toe kom Paulus en hy herinner die kerk, nee, dis nie hoe dit werk nie. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Gaan kyk maar in Romeine 3:23. Wat beteken dit? Die heerlikheid van God is nie 'n vaag gevoel in die lug nie. Dis die sigbare teenwoordigheid van God se goedheid binne in die skepping. Dis die bedoeling van Genesis 1. Laat ons mense maak na ons beeld, sodat hulle oor die aarde kan heers. Met ander woorde, jy en ek is gemaak om God se karakter te weerspieël, so spieëls wat die lig van die Skepper teruggooi in die wêreld in. Maar die spieël het gekraak, sonde, trots, selfverheerliking, die refleksie het dowwer geword. En toe kom Christus. Die Seun is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele skepping. Kolossense 1:15. Hy kom wys weer hoe 'n mens lyk, wat volledig in lyn leef met God se hart. Hy herstel die beeld, hy herstel die spieël. Wanneer hy mense aanraak, vergewe, dien, word die wêreld weer vol lig. Dis heerlikheid. En nou roep hy ons om saam te leef in daardie lig. Ons almal wat met onbedekte gesigte die heerlikheid van die Here aanskou. Ons word van gedaante verander om al hoe meer soos hy te word. 2 Korintiërs 3:18. Dis Soli Deo Gloria. Nie net 'n slagspreuk nie, maar 'n lewensritme. Elke asem, elke daad van liefde, elke keer wat jy kies om vrede te bring, eer God. Psalm 8 sê dit so mooi. U het die mens net 'n bietjie minder as 'n hemelliggaam gemaak, hom met eer en heerlikheid gekroon. Dis nie hoogmoed nie, dis roeping. Dis wat dit beteken om die beeld van God te wees. Wanneer jy iemand vergewe, dis heerlikheid. Wanneer jou kind leer om te glo of jou werk doen met integriteit of jou gemeenskap dien sonder om erkenning te soek, dis heerlikheid. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge in staat, aan hom die heerlikheid tot in ewigheid. Romeine 11:36. Die wêreld wag, sê Paulus in Romeine 8, vir die openbaarmaking van die kinders van God, vir mense wat weer sal reflekteer wat God is. En miskien is dit presies waar jy inpas, in jou huis, jou werk, jou buurt, deel van die nommer 1 netwerk vir jou lewe, 'n netwerk van mense wat leef sodat God se lig sigbaar word. Want Soli Deo Gloria beteken nie minder lewe vir jou nie, dit beteken meer lig, meer waarheid, meer mens wees soos God dit bedoel het. Dis wanneer ons ontdek, om God die eer te gee, is nie om jouself te verloor nie, dis om uiteindelik voluit te leef. En wanneer ons dit doen, wanneer die lig deur gewone mense breek,
Wanneer die wêreld begin blink van liefde en genade, dan hoor jy dit weer. Die ou, heilige refrein. Jy is nie gemaak vir die klein storie van jou eie lewe nie. Jy is gemaak vir iets groter as jouself. Ons leef in 'n wêreld wat sê, skyn jou lig, bou jou handelsmerk, jaag jou droom. Maar Jesus sê, wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Gaan kyk in Matteus 16:25. Soli Deo Gloria, aan God alleen die eer, is die ou waarheid met 'n nuwe klank. Die middelpunt van die heelal is nie ek nie. En dis eintlik goeie nuus. Miskien 'n paar gedagtes daar rondom. 1. Jy's gemaak om te weerkaats, nie om te presteer nie. Jy is nie 'n kollig nie. Jy is 'n spieël. Die kollig brand uit, die spieël skyn net wanneer dit na die lig gedraai is. Die kern van sonde is 'n hart wat na binne buig. Ek leef vir my. Maar heerlikheid gebeur wanneer jou lewe verwys na iets groter. Dink aan die noorderligte, stil, asemrower, magneties. Hulle maak nie lig nie. Hulle weerkaats dit. Dis jy. Geskape na God se beeld, Genesis 1:27. Verlos deur Jesus, Kolossense 1:15-20. Herstel deur genade om weer sy lig in donker plekke te reflekteer. Jou kreatiwiteit, jou vriendskappe, jou werk, jou lag, alles kan die hemelse klokke laat weer klink. Dis heerlikheid. 2. Lyding steel nie heerlikheid nie, dit openbaar dit. Jy weet eers Jesus is al wat jy nodig het, wanneer jy Jesus al is wat jy oor het. Wanneer die wêreld rondom jou val en jy bly aanbid, dis heerlikheid. Wanneer jy vergewe in plaas van wraak neem, dis heerlikheid. Wanneer jy steeds opdag al voel hoop ver weg, getuig jy God is steeds goed. Die kruis was nie die einde van die heerlikheid nie, dit onthul dit. Die uur het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word, sê Johannes 12:23. Heerlikheid blink nie altyd nie, soms bloei dit. Nommer 3, heerlikheid gee nuwe betekenis aan jou alledaagse. Jy het nie 'n verhoog nodig om God te verheerlik nie. Jy het meaning nodig, bedoeling nodig. Om koffie te maak, code te skryf, kinders te versorg of take te skryf. Elke oomblik kan aanbidding word, as jy weet, dit maak saak vir die ewigheid. My eie teologie van werk sê, God word nie net verheerlik in preke en lofliedere nie, maar ook in die PowerPoints wat ek maak, die posters, sorg, ontwerp, verhoudings en sommer net toewyding. Elke daad van liefde is 'n kwassaal van God se skoonheid. Wat julle ook al doen, doen dit van harte, asof vir die Here, sê Kolossense 3:23. Jy's nie vasgevang in 'n doodloopwerk nie, jy staan op heilige grond wat weggesteek is in die maandagoggend rok of soet. Nommer 4. Heerlikheid bevry jou van vergelyking. In 'n wêreld van likes, online telling en beeldhou, fluister Soli Deo Gloria, jy hoef nie indrukwekkend te wees nie. Jy moet net getrou wees. Jou waarde rus in die een wat sterrestelsels vorm en steeds jou naam ken. Jy hoef nie perfeksie te wees nie, jy moet teenwoordigheid kweek. As jou identiteit in Christus geanker is, maak sukses jou nie hoogmoedig nie en mislukking breek jou nie. Want al twee behoort aan God se verhaal en daardie verhaal eindig met opstanding. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom die heerlikheid tot in ewigheid. Romeine 11:36. En dan die laaste een, nommer 5. Heerlikheid maak gewone mense lewende altare. Stel jou voor, elke menslike hart brand met God se skoonheid. Elke beroep, elke vriendskap, elke asem sê, U sin, Here. Dis wat die vroeë kerk geglo het, dis wat hulle gepreek het en dis wat Soli Deo Gloria vandag nog beteken. Dis nie om God beroemd te maak nie, hy is dit reeds. Dis om die wêreld te wys hoe hy lyk wanneer hy deur mense skyn. Jy hoef nie hard te skyn nie, jy moet net van binne af brand. Waarom maak hierdie goed saak? Want wanneer jy vir God sê heerlikheid alleen leef, word jy uiteindelik 'n vol mens. Jy vind vrede in doel, rus in oorgawe, vreugde in gee en skoonheid in elke hoek van jou lewe. En wanneer die wêreld dit sien, vra hulle, wat maak jou anders? En jy glimlag en jy sê, dis nie ek nie, dis hy. Dis Soli Deo Gloria, die lied wat die skepping van die begin af sing en die een waarvoor jou lewe gemaak is om by aan te sluit. En dis dit. Daar's nie veel meer rondom Soli Deo Gloria nie.
maar dis 'n konsep groter, baie groter as enigiets in jou lewe, my lewe, ons lewens. Wow. Mag ons God se heerlikheid laat skyn deur ons lewe, want dit is wat eer bring aan God. Nie jou goue medalje nie jou smart huis of jou vol bankrekening nie, en niks van dit nie. Hoe reflekteer jy God se heerlikheid, waar jy bly, werk en speel? Hoe reflekteer jy God se heerlikheid in die nommer 1 netwerk van jou lewe? En hoe sit jy dit terug in ander mense se lewens in, waar jy deel is van die netwerk? En dis hoekom ons hier is, dis hoekom SA Gemeente hier is om daai netwerk sterk te maak en uit te leef. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons hierdie eer van U, hierdie heerlikheid met ons deel. Dat U nie 'n God is wat op 'n troon sit en net hierdie amper half soos 'n mense hierdie sielkundige behoefte het om net geprys te word aldag nie. Maar om juis daai stukkie glorie, daai heerlikheid terug in ons in te bou, om dit te skyn deur U, sodat U heerlikheid kan skyn, dit wat U is in identiteit. En nie 'n God is wat 'n eindelose vraatsigtigheid het om net geëer en geprys te word nie, maar 'n God wat 'n oneindige honger het om goed te wees en heerlik te wees in mense se lewens deur ons wat U geskep het in Genesis 1. Deur ons wat U heerlikheid indra. Hoe mededeelsaam is U nie? Hoe groot is U nie? Hoe wonderlik is U nie? Nie om die eer net vir Jouself te vat nie, maar te sê, leef my eer. Leef dit elke dag. Help ons om dit 'n werklikheid te maak in ons alledaagse lewe. Help ons om die nommer 1 netwerk vir ander se lewens te wees. 'n netwerk wat werk. 'n net wat werk in mense se lewens. Hoop gee, nuwe lewe gee, vertroosting bring, en wat ook al ons dit kan invul, sodat U heerlikheid kan skyn op hierdie aarde. Seën ons gemeente, en seën elkeen in hulle eie unieke situasies. In Jesus se naam alleen. Amen. Nou, SA Gemeente, ontvang die seën van die Here. Ek seën jou in die naam van God die Vader, wat hierdie wêreld gemaak het, jou gemaak het in Genesis 1:27 en sê, jy is na my beeld gemaak, die kroon van die skepping. Ek sien jou in Jesus Christus, wat se naam, wat jou kom wys het hoe dit lyk as jy God se heerlikheid laat skyn. En ek sien jou in die naam van die Heilige Gees, wat met jou sal wees en jou sal toerus, om elke liewe dag, plek, verhouding, daar waar jy beweeg, waar jy bly werk en speel, hierdie netwerk van God se liefde kan bring in ander se lewens. Jy is nie alleen nie. Die Gees is met jou en jou netwerk by SA Gemeente is met jou. Tot volgende keer. Amen en mooi loop.